Middag oukies. Ek hoop en vertrou dit gaan goed daar by julle. Ek het laasweek 'n glips gehad en ek het lank met hierdie in my kop geloop tot ek mooi kan agterkom wat ek ervaar die Here op my hart druk. As ek op die plaas is, dan hou ek daarvan om te gaan stap. Gaan stap so teen sonsondergang tot by 'n krib of by 'n dam en dan sal ek sit en ek sal net die natuur geniet en die diere geniet en meeste van die tyd net tyd met die Here spandeer, gesels oor goed, net tyd vir myself. Hierdie spesifieke middag was my hart baie swaar. Ek het baie goed gehad waaroor ek met die Here wou praat en ek is die hele pad soos wat ek stap, praat ek net oor alles wat my pla en ek wil hê die Here moet harder met my praat en hy moet vir my tekens gee en ek wil sy stem hoor en ek is regtig soos 'n 10-jarige kind wat 'n tantrum gooi. Maar soos wat ek sit op die krib, bo my is 'n voël wat skree. Maar die voël skree verskriklik. Nou fokus ek, maar ek moet nou baie hard fokus om te kan bid, want hierdie voël skree al hoe harder. Dan vlieg hy weg, dan kom hy terug, dan vlieg hy weg, dan kom hy terug. En elke keer sak hy nader en nader en nader, maar so dat ek naderhand nie meer kan bid nie. Hoor jy maar op 'n stadium nie. Toe wip ek vir my. Maar ek bestraf daai kraai nê. Ek kyk daai kraai, so ek sê vir hom, jy, ek bind jou en ek bestraf jou. Ai, die arme kraai. Maar terwyl ek nog so besig is, hoor ek 'n stem wat vir my sê, wie sê die kraai is van Satan? Maar wie ek raak so ijskoud en ek is soos, wait, what? En ek sit en ek het my foon. So kyk, wat beteken 'n kraai? Wat beteken 'n kraai? Dit kom daarop neer dat 'n kraai die suiwigste dier is op die aarde. Dis die mees intelligentste dier, maar dis die suiwigste dier. Hy weier om te deel. En in die woord het Jesus 'n kraai gebruik om te voorsien, om kos aan te dra. Hoorie, maar dit tref vir my dat ek dalk 'n reuse fout gemaak het. Hoorie, maar ek kyk op nie, ek wil die kraai om verskoning vra. Ek soek die kraai's weg. Ek loop aan die veld rond, ek kry die kraai net mooi nêrens. En ek sê die Here, ek is so jammer. Dit is nie soos wat ek gedink het nie. En ek kry hierdie rustigheid oor my. En ek ervaar dat die Here net op my hart lê, dat hy sê, my kinders, dinge is nie so sleg soos wat dit lyk nie. En dat die dinge wat nou absoluut uitmekaar uitval, dalk in jou guns draai om te maak dat alles dalk net in plek val. Dit wat jy dink, wat die grootste in jou lewe is dalk die een ding wat jou dalk by jou jackpot gaan uitkry. Miskien dalk nie op die aarde nie, miskien is dit die een ding wat jou dalk in die hemel gaan kry. Ek ervaar in my gees dat die Here sê, nie alles wat sleg is, wat met jou gebeur, kom van Satan af nie. Nie elke liewe ding wat jou hart breek, is 'n straf nie. En ek ervaar dat hy sê, kind van God, as jy net wag, dat jy kan sien wat die waarheid is, gaan jy besef, dat dinge alles in jou guns uitdraai. Dit wat nou lyk vir jou of dit jou einde is dalk die ding wat jou by jou Goliat gaan uitbring. As jy baie mooi terugdink aan Dawid, né? Dawid was net nog 'n laaitjie. Niemand het eers geweet van Dawid nie. Dawid het skape opgepas. Hy was 'n nobody.
Maar dit was eers toe Dawid die grootste probleem in sy lewe gefeis het en dit oorwin het, wat hy koning geword het. Jy kan nie, there is no palace without the prison. Daar is nie 'n koningskap sonder daai Goliat nie. Kind van God, as jy dalk net 'n bietjie terugstaan vandag en vir jouself vra, wat as? Wat as hierdie ding waarvan jy probeer weghardloop? Wat as dit die een ding is wat jou dalk so gaan breek dat God jou gaan optel? Wat as hierdie vernederende situasie waar jy nou soos die loser lyk, dalk in die volgende seisoen gaan maak dat jy 'n kroon gaan dra? Wat as hierdie liggaamlike uitdaging van siekte of tekortkoming dalk maak dat God ekstra naby aan jou is in die volgende seisoen, dat hy 'n verskoning gaan kry om jou ryklik te seën, nie eers deur jou eie werk nie, maar deur iemand anders wat vir jou sorg. So, vandag wil ek net vir jou sê, as jy 'n kraai het wat op jou skree, voor jy hom met klippe doodgooi, vra eers vir die Here, gee vir my die genade en die krag om hier deur te kom, tot tyd en wyl dit vir my tyd is om die waarheid te sien. Want die woord sê, die oomblik as jy agterkom wat is die waarheid, dan is jy vry. Die waarheid maak jou vry. Ek weet nie of hierdie boodskap vir jou is nie. Dit was vir my, dit is nog steeds vir my, en hierdie boodskap gaan ek myne maak in die toekoms. Volgende keer as jy jou kraai met klippe gooi, smaal eers vir hom en kyk of bring hy nie dalk vir jou iets nie. Jy moet 'n wonderlike week hê. Bye.